Vandag duik ons in iets heeltemal buitengewoon, 'n familietydlyn wat oor meer as 'n eeu strek. En ons gaan sien hoe die groot oomblikke in die wêreldgeskiedenis nie net in boeke gebeur nie, maar in die alledaagse lewens van doodgewone mense. So, dink bietjie hieroor. Wat as jy 'n nasie se hele geskiedenis kon verstaan, nie uit 'n handboek nie, maar deur een familie se persoonlike dagboek te lees? Dis presies wat ons hier het. Meer as 120 jaar se geskiedenis, alles gesien deur die oë van een familie. Hierdie tydlyn wys hoe die grootste gebeure op aarde deur doodgewone lewens rimpel. Goed, kom ons spring weg. Deel 1, 'n eeu begin. Dis 'n wêreld van groot ryke, nuwe uitvindings en die begin van ons storie. Hier is hy, Karel, die patriarg van die familie, beter bekend as Oupa Nel. Hy is gebore in die heel laaste jare van die 19de eeu en wat hy natuurlik nie kon weet nie, is dat sy lewe op die drempel van ongelooflike verandering begin. Maar sy kinderjare, wel, dit speel af teen die gewelddadige agtergrond van die Anglo-Boereoorlog, 'n konflik wat die land vir dekades lank sou vorm en diep letsel sou laat. En terwyl die familie groei, groei die wêreld se ambisie ook. Net soos 'n nuwe generasie besig is om hul voete te vind, is die mensdom besig om die lug in te vaar. Dis 'n tyd van ongelooflike kontraste, hè? Dan, in 1910, word die land waarin hulle woon amptelik gebore. 4 kolonies word verenig om die Unie van Suid-Afrika te vorm. Oornag is hulle burgers van 'n splinternuwe nasie. Reg, ons beweeg aan na deel 2, tussen die oorloë. Hier word die volgende generasie gebore, in 'n wêreld wat nog die wonde van een wêreldoorlog lek en sonder dat hulle dit weet, reguit op pad is na 'n volgende een. En hier is sy, Susanna, wat almal geken het as Matos. Die joernaal beskryf haar as 'n hoppelende kind, 'n bietjie lig in 'n onsekere tyd. Maar kyk, haar geboorte val saam met die Randse opstand, 'n uiters gewelddadige mynwerkersstaking wat meer as 150 lewens geëis het en die diep krake in die samelewing van daardie tyd onherroepelik blootgelê het. Nou, hierdie is fascinerend. Die familiestories uit hierdie tyd klink amper soos ou volksverhale. Hierdie aanhaling vang daardie gevoel perfek vas. Dis sprokiesagtig, maar ook vreesaanjaend. Dis 'n wêreld van dansende katte en 'n baie werklike vrees vir oorlewing. En dan kry jy hierdie detail. Hulle huis het misvloere gehad. Hierdie een woord anker ons dadelik in die nederige aardse werklikheid van hul daaglikse lewens in die 1920s en 30s. Kan jy dit voorstel? En terwyl die familie hul eie persoonlike stryde veg, stort die wêreld se ekonomie in duie. Die Groot Depressie, 'n gebeurtenis duisende kilometers ver, wat op die ou end geweldige swaar kry en droogte tot reg hier in Suid-Afrika sou bring. Kom ons gaan na deel 3, 'n nasie verdeel. Hier in die tyd na die Tweede Wêreldoorlog begin die familie en die nasie se paaie dramaties uiteenloop. Dink net gou aan hierdie ongelooflike kort tydperk. 'n Wêreldoorlog kom tot 'n einde, 'n nuwe gesin begin met 'n troue, en op presies dieselfde tyd neem 'n heeltemal nuwe politieke orde in Suid-Afrika die mag oor. Alles verander gelyktydig. Dis 'n warrelwind. In die 1950s is die familie besig om letterlik hul eie toekoms te bou. Hulle leen 400 pond, 'n fortuin daai tyd, om 'n huis te bou. En selfs al was die dak nie heeltemal perfek nie, het hulle dit self gedoen. Terselfdertyd, buite hulle wêreld, word die stryd teen die nie geformaliseerde stelsel van apartheid al hewiger. Die Vryheidsmanifest word verklaar, 'n visie vir 'n totaal ander, nie-rassige Suid-Afrika. So jy sien, die twee narratiewe van die land loop nou duidelik parallel met mekaar. Nou vir deel 4, winde van verandering. Die volgende generasie, die vertellersinne, word mondig in 'n land en 'n wêreld in absolute totale omwenteling. Kyk net hierna. Van die absolute tragedie van Sharpeville tot die ongelooflike triomf van die maanlanding. Persoonlike lewe speel nou af teen 'n konstante oorverdowende agtergrond van seismiese historiese gebeure. Want te midde van al daai chaos, gaan die lewe aan, né? Universiteitsgrade word behaal, mense raak verlief en trou en kinders word gebore. Die klein, belangrike oomblikke gaan voort. Maar daardie persoonlike oomblikke, wel, jy kan hulle net nie skei van die groter prentjie nie. Die Koue Oorlog, politiese sluipmoorde, grensoorloë. Dit was die agtergrondmusiek van hul lewens. Goed, laaste deel. Ons digitale tydlyn.
Die storie versnel nou die moderne era binne. Ou mure kom af en 'n heeltemal nuwe digitale wêreld word gebou. Die einde van die 20ste eeu bring monumentale, wêreldwye verskuiwings. Die val van die Berlynse muur, Mandela se vrylating en dan die begin van die 21ste eeu met die aanvalle in New York. 'n Nuwe, onsekere hoofstuk begin vir almal. En die tydlyn self weerspieël hierdie verandering perfek. Wat begin het as handgeskrewe notas oor misvloere, het nou 'n digitale joernaal geword. Dit teken oorseese reise, e-posadresse en internetskakels aan. Die medium het self deel van die storie geword. Op die ou end is dit waaroor dit gaan. Hierdie tydlyn herinner ons dat geskiedenis nie net iets is wat lank gelede in 'n ver land gebeur het nie. Dit is die versamelde verhaal van individuele lewens, van ons lewens. En elkeen van daardie lewens word geleef binne die unieke, onvergeetlike konteks van sy tyd.